Vir ons kykers by die huis, goeiemiddag, baie welkom, Jehovah Jireh tyd geleef. Welkom op die program vandag, ons kuier bietjie saam met Herman hier by die koffiepot, Bergsig Tabernakelgronde, en ek glo jy gaan vandag se program geniet. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die kursus wat ons gaan aanbied, 20 tot 22 Maart, bied ons hierdie kursus aan, en ek wil soveel as moontlik van julle motiveer en vir jou sê, jy moet hierdie kursus bywoon. Jy weet die woord sê, ons volk gaan ten gronde vanweë 'n gebrek aan kennis. En daar's werklik 'n gebrek aan kennis van hoe om siele in te bring in die koninkryk. En ek glo Herman het dit ook al ervaar, daar's gebrekkigheid en uit onkunde uit kom ons baie keer met familielede. Is so moeilik baie keer om met jou familielede te deel. Ja, en as jy met jou familie deel, baie keer kom 'n ou en jy sê, ag, maar die Here het so lief vir jou, maar die Here het nooit gesê, gaan nou verkondig my liefde nie, hy het gesê, gaan nou verkondig die evangelie. Ja. So wat doen ons? Ons is besig om strooi te praat in plaas van om die mense in te bring in die koninkryk in. Ons is soveel keer onsuksesvol, en ek wil jou uitdaag by die huis, en ek wil vir jou sê, jy is onsuksesvol. Hoeveel mense het jy al vir die koninkryk ingebring in hierdie afgelope jaar, wat verby is? 1, 10, 20, hoe suksesvol is jy om siele in te bring in die koninkryk van die Here in? En dit is goed wat ons nou moet kyk, en daar's 'n kundigheid en 'n vaardigheid om met mense te deel, ons familielede. As ons regtig omgee, dan moet ons hulle mos inbring vir die koninkryk. As ons hierdie woord werklik glo, wat sê mense gaan hel toe, ons families gaan hel toe, as ons dit werklik glo, en ons gee om, dan moet ons hulle ons nou wil inbring na die koninkryk toe. Stem julle ouens nie saam nie? So kom ons gesels 'n bietjie. Ons maak baie keer 'n kompromie, en ons maak foute deur verkeerde dinge te sê, verkeerde dinge te doen, en niemand is volmaak nie, maar ons kan hy vaardigheid aanleer, sonder om 'n kompromie te maak, want jy weet, as 'n ou lief word vir iemand, dan wil jy graag hê, Here, wees nice met hierdie ou, maar die Here het sy woord gegee, en sy woord gaan nie verander nie. Ek en jy moet verander, nie sy woord nie. Ek het met Dion Allers gepraat, en Dion gaan vir ons kom lofsang bedien, en vir ons kom sing tydens die kamp, en ek is opgewonde daaroor. Ek sien baie uit daarna, en dit klink vir my Dion sien uit daarna. Ek glo dit gaan baie plesierig wees. Ek dink ons gaan dit geniet, omdat hy so 'n diep kind van die Here is, en sy eie boodskap het wat hy gaan saambring. Dink ek gaan hy ons net verder bless. Ek gaan sien so uit daarna. Ek glo dit gaan 'n awesome blessing wees vir ons, vir die manne wat op die kamp gaan wees. So Dion gaan ons kom bedien met lofsang en aanbidding, en dan gaan ons tussen in die kursus doen. Bring 'n geldjie saam, kom koop van sy DVD's en CD's wat hy het. So kom ons steun vir Dion wanneer hy hier is ook. Kom ons kyk na die kursus wat ons gaan doen. Dis 'n baie interessante kursus, en hierdie kursus is deur 'n Jood geskryf. Nou 'n Jood wat tot bekering kom en passievol die Here begin dien. Hierdie ouens is aan die brand. En hulle vat raak, man. Hulle vat so mooi raak. En die kursus is die Ray Comfort geskryf, en ek gaan die eerste lesing met julle ouens doen, wat Cultivating Compassion for the Lost is die lesing se naam. Hoe kweek ons en ontwikkel ons 'n medelee en 'n meegevoel en 'n passie vir mense wat verlore gaan, en ons weet daar is baie mense wat verlore gaan, op pad hel toe is, en ek en jy moet iets daaromtrent doen. Nou sê ons het nodig om 'n medelee te hê, as ons werklik die Bybel glo, en ons besef die meeste mense, 9 uit 10 van die mense wat jy by vandag verbygeloop het, is op pad hel toe. Die meeste van die mense wat jy vandag ontmoet het, of wat jy mee gedeel het vandag, as hy vandag sterf, gaan hy hel toe. Wat gaan jy daaromtrent doen? Ons het nodig om hy kundigheid en hy meegevoel, daai compassion is die Engelse woord, vir die verlore siele te hê, om hulle werklik in te bring in die koninkryk, om onsself op te offer om hierdie ouens in die koninkryk in te bring. Gee ons werklik om wat mense se bestemming is. Jy weet, dis die les wat ek met jou gaan heel eerste mee begin, dan vat Herman oor, en hy gaan doen Hell's Best Kept Secret. Herman, vertel ons 'n bietjie meer van Hell's Best Kept Secret.
Man Chris, weet jy, as daar een ding is wat vir my so belangrik is wat ou moet besef, is dat die geestelike realm is amper meer werklik as die fisiese realm waarin ons leef. Nou as God in sy woord sê wat 'n gees is, as hy sê dat die geheimenisse behoort aan hom, maar dit wat aan ons geopenbaar word, behoort aan ons, sodat ons sy wil kan doen. Nou as God geheime het vir ons, en as Jesus vir die disippels gesê het, toe hy hulle verduidelik oor die gelykenis van die saaier, toe hulle hom vra, maar hoekom praat jy met die ander in gelykenisse en nie praat jy nie reguit met hulle, en toe sê hy, want dit is aan julle gegee om die geheimenisse aan julle geopenbaar te moet word. Nou, as ou moet gaan baie nie naïef wees as jy dan gaan glo dat daar Satan het nie geheime nie. En ek dink die grootste geheim wat hy seker het is om te probeer sê dit wat ons glo is nie waar nie, maar daar is 'n paar ander goedjies en ons gaan bietjie daaroor gesels ook. Net een ding wat ek baie graag wil op uitbrei oor hierdie kursus is die feit dat met elke lesing is daar 'n praktiese oefeningkie waar ons 'n bietjie van gaan hê, ons gaan bietjie speletjies speel in al daai tipe van goed. Want ek glo nog steeds om te speel en om speletjies te speel is soms 'n makliker manier as om net boekkennis op te doen. Ja. So, ja, Chris, dit is een van die goedes wat vir my baie belangrik is, want dit het my weer laat dink en laat besef hoe belangrik dit is om seker te maak dat jy die waarheid het. Want 'n leuen loop so vinnig. En 'n leuen kom so vinnig. En jy weet, Hitler het gesê, as jy 'n leuen lank genoeg en hard genoeg skree, gaan die mense hom begin glo. Ja. En dit is in soveel gevalle is dit so wat die duiwel sê, maar ek bestaan nie, ek bestaan nie, ek bestaan nie. Mense, hy is so waar en so reëel soos wat ons hierso sit, bestaan hy wel. Maar ons gaan daaroor praat tydens die kursus, Chris. Right, so Hell's Best Kept Secret is 'n interessante lesing, 'n baie interessante lesing wat Herman gaan aanbied. Absoluut. En ek sien uit na daai ene. Self. En dan gaan ek die derde ene vat en ek gaan met jou praat oor hoe om jou vrees te oorkom. Learning to conquer your fear, to overcome your fear. Want weet jy wat? Ek weet nie van julle ouens nie, maar ek weet nie van jou nie, Herman, ek weet nie van ander ouens nie. Maar as ons daar uitgaan op straat, dan kry ek ook maar partykeer, of meeste van die tyd, altyd, kry ek daai holkolletjie in hy benoudheid. Nou gaan ons met vreemde mense praat en wat vrees ons? Waarom vrees ons? Ja. Hoekom is ons bang om met vreemde mense te praat? Wat vrees ons eintlik op die einde van die dag? Ons vrees verwerping. Korrek. En dis een van die dinge wat ek en jy moet leer en dit is wat ons gaan deurgaan met hierdie lesing. Ons gaan bietjie deel oor verwerping, hoe hanteer ons hierdie verwerpingssituasie? En hoe gaan ons vrees oorbrug om met vreemdes en selfs ons eie familie te gesels. En dan kom Herman met 'n baie lekker les in wat sê practice what you preach. Vertel ons meer daarvan, Herman. Chris, ek dink dit is 'n algemene probleem. Jy weet, ons sê altyd vir ons kinders, moenie maak soos ek maak nie, maak soos ek sê. Maar ongelukkig is dit so dat 'n kind gaan doen wat jy doen. 'n Seun, dis nie moeilik vir 'n seun om soos sy pa te wees nie, want hy hou die hele tyd sy pa dop. Dis vir hom amper 'n eer om soos sy pa te wees. Maar so is ons as mense en dan baie keer al ons as Christene is geneig om partykeer 'n boodskap te bring wat ons self nog nie onder die knie het nie. Jy weet, en dan kan dit 'n bietjie van 'n verwarring skep. En die een ding wat 'n ou moet onthou is dat baie keer praat ons wil die mense inbring en ons gaan die evangelie uitdra. Maar wanneer ons prakties daar in die pad kom, soos jy sê, dan kom hy vrees op jou af. En as hy vrees jou eers beet gekry het, dan draai jy liewer om en jy gaan huis toe. Ja. Jy weet, en dan beteken jou woord eintlik maar niks. Man, ek dit is vir my moeilik gewees om my kinders groot te kry deur dieselfde pad wat ek vir hulle probeer vertel het, dit te lewe. Maar dit kom net met oefening. Jy weet, en dit is soos enige ding in die lewe, dis iets wat jy moet oefen. En hulle sê juist, practice what you preach. Jy moet dit oefen en dan kan jy dit beoefen. So ons gaan 'n bietjie speletjies speel rondom dit ook en ons gaan daai dingetjie ook bietjie onder die knie kry. Ja, weet jy, en as 'n prediker, ek weet jy ken Paul Washer. Ja. Hy sê baie keer 'n ding, sometimes you have to proclaim a message you yourself cannot live up to.
En soms moet ons daai boodskap preek wat ek weet ek kan nog nie, ek is nog nie daar nie, maar ek moet hom preek. Ja, maar jy kan hom oefen. Maar ek moet hom van daar af moet ek progressief in daai boodskap inbeweeg en hom meer en meer begin beoefen. Absoluut. Ja, en van daar af begin ons dan gaan ons oor. Nou is ons klaar met die basics en van daar af begin ons oor beweging crafting the message. Ja. Hoe sit ons die boodskap aan mekaar? Hoe lyk die boodskap wat ek en jy vir die ongeredde persoon moet vertel? Hoe gaan die boodskap wees wat ons vir daai persoon gaan gee? En daar's stepping stones wat hulle sê, waardeur ons gaan en ons gaan jou deur daai stepping stones vat sodat jy daai boodskap kan gaan aflewer en sodat jy toegerus kan wees om doelgerig, want jy weet dit gebeur dat jy gesidetrack word. Die ouens kom met 'n redenasie hier en 'n storieetjie daar en dan verloor jy jou trant en jy kom nie uit by dit wat jy wou uitkom, wat jy veronderstel is om by uit te kom nie. En hulle noem dit rabbit trail. En ons gaan bietjie daarop ingaan, dat jy by jou boodskap moet hou hoe om ouens se redenasies te bypass, om van daai redenasie vermoë af te breek. Daar's goeie beginsels op hierdie stepping stones, en ek wil nie te veel te diep ingaan daarop nie. Ek wil nie nou jou antwoorde gee nie. Jy het nodig om hierdie kursus te doen. Absoluut. En ek wil vir jou sê, hierdie kursus verander my elke keer wat ek hom aanbied. Hierdie kursus het ek nodig om hom aan te bied en jy het nodig om hom te doen. Natuurlik die volgende ene wat ons het, doen Herman vir ons die top 10 vrae. Vertel ons van daai top 10 vrae, Herman. Weet jy Chris, as 'n ou so in die veld beweeg en met mense praat, dan is daar het almal maar 'n verskoning hoekom hy nie regtig die Here 'n saak van erns maak nie. En een van die dinge wat hulle gewoonlik oor vra, of die eerste ou wat eintlik net jou mond probeer stil kry, hy sê vir jou man, ek glo nie in God nie. Nou ek van julle het dit ook al gehoor, maar daar's 'n manier hoe jy rondom dit kan kom, hoe jy dit kan hanteer. Die ander ding is baie ouens vra ekskuus, daar's soveel gelowe soos die moslems en die hindoes en die boeddhiste, wat dan van hulle? Gaan hulle almal hel toe? Hierdie saakie gaan ons ook bespreek en ons gaan 'n bietjie kyk hoe om dit te hanteer, hoe om mense daarvan te verduidelik wat die proses is. Dan die ander vraag wat 'n ou baie kry, is die ouens wat probeer slim wees, wat vir jou vra, ja, maar wat van die ouens in die Amazone, in die bosse, die ouens wat nog nooit gehoor het van Christus nie, gaan hulle dan met ander woorde hel toe? Met ander woorde, is al sulke strikvrae wat ouens jou mee probeer vasvra, en is net maniere hoe ons rondom dit gaan beweeg. En die ander ene wat ongelukkig as gevolg van die manier wat die evangelie deesdae in party plekke gepreek word, kom hulle met die storie van, kyk, God is 'n God van liefde. En 'n God van liefde sal niemand hel toe stuur nie. Nou, as ek die Bybel reg lees, dan sê hy vir my dat wanneer Jesus terugkom, wat enige tyd nou kan gebeur, kom hy terug as ons regter. Maar ek het my gedeelte. Onthou, ons is in 'n verbondverhouding. En in 'n verbondverhouding, dis 'n samewerkingsooreenkoms tussen twee partye met 'n gesamentlike einddoel in sig. En as hy het sy gedeelte gedoen aan die kruis, ek moet nou in my lewe my gedeelte doen. En as ek daarin gefaal het, gaan hy my oordeel, en dit is die ding wat die probleem is. Maar ons leer julle om met hierdie saakies te hanteer wanneer ons die kursus dan ook nou gaan doen. Ek sien baie uit daarna. Ja, daai 10 vrae, daai top 10 vrae is baie belangrik om jou toe te rus. Want weet julle wat gebeur? Jy kom op straat of jy praat met familielede of vriende by die werk, kollegas, en hierdie mense vang jy met hierdie strikvraag en jy weet nie wat om te antwoord nie. En hy probeer jou diskrediteer, veral waar jy in groepsverbande sit. En hierdie is 'n baie belangrike deel, hierdie top 10 vrae. Daar's baie ander vrae ook, maar hierdie top 10 veral, om goeie antwoorde te kan gee. Om onsself toe te rus om 'n goeie antwoord te gee. Maar weet julle ouens wat, vir ons as predikers, ons moet gaan voorberei, voordat ek hy woord aan jou kom bedien, moet ek voorberei. En so moet elke een van ons moet gaan studeer en gereed maak en voorberei. Voordat ons in hy konfrontasie, kan ek dit noem, instap. Voordat jy, want weet jy wat, soos wat ons daai siel wil wen, so wil die Satan hom behou. En so is daar 'n geveg. En weet jy wat, in 'n geveg is daar bloed wat spat.
En ons kry houe en die ander kant kry ook houe. So ons moet verstaan, dis nie altyd gemaklik en lekker en awesome nie. Dit is awesome, weet jy wat daai bekerings op straat, as hy traantjie begin loop en jy kan sien dat daai hartverandering ek wil vir jou sê dis 'n belewenis. Dis so 'n groot beloning om daai bekering te ervaar dat jy die baie ander stampe kan vat weer, net om weer daai beloning te kry, om te sien daai hart wat verander. Jy weet Chris, in die woord is so duidelik. Hy sê dat die hemele juig vir een verlore siel wat inkom. Nou as ons so gelukkig voel, man kyk ek kry skoon hoendervleis, as ek net dink hoe juig dit in die hemel as gevolg van een verlore siel wat ingekom het. Ag, dis net awesome. Dis net awesome. So julle ouens kan nie hierdie kursus mis nie. Ja, ek kan. Julle ouens moet, daar's 'n beperkte hoeveelheid manne en vroue wat ons kan vat. Dis manne en vroue wat op hierdie kursus kom. En daar's 'n beperkte hoeveelheid. So onthou, jy kan nie bekostig om te mis nie. Ons wil nie te veel in die groepe hê nie. Maar ons wil ook nie net 2 mense op die kursus hê nie, maar as daar net 2 is, dan sê ek vir ons bied die kursus nog steeds vir daai 2 aan. Want dan is daar 'n span van 2 mense wat uitgaan en gaan siele inbring vir God se koninkryk. Absoluut. Dan die 7de lesing wat ek gaan aanbied, Exposing the Myth of the Modern Message. Ons gaan die mite, die moderne boodskap wat daar is, gaan ons so 'n bietjie oopbreek en ek gaan net aan 'n puntjie raak. Wat gaan jou boodskap wees? As jy dink aan daai 9/11 wat gebeur het, daai Twin Towers wat die vliegtye in vasgevlieg het. As jy 2 ure voor die tyd met daai mense gepraat het, wat sou jou boodskap aan hulle gewees het? En jy weet, 99% van daai mense is nie gered nie, hulle is nie gered nie, hulle is in sonde. Wat sal jou boodskap aan daai mense wees? As jy 'n uur voor hulle dood met hulle sou gepraat het. Jy weet, hulle weet nie, maar jy weet hulle gaan sterf oor 'n uur in hierdie 9/11. En wat gaan jou boodskap gaan jou boodskap aan hulle wees? God het 'n wonderlike plan en hy wil jou uit jou sokkies uitbless en al hierdie goede. Gaan dit jou boodskap wees? Of wat gaan jou boodskap wees? So ek praat met jou oor die Exposing the Myth of the Modern Message in die 7de lesing. Wat vertel jy vir die ryk man? Hy het alles. Hy het niks nodig nie. Hy het 'n girlfriend, hy het 'n vrou, hy het alles wat hy wil hê. Wat gaan jou boodskap vir hom wees? Hy is baie gelukkig. Hy het baie vrede en vreugde in sy lewe. Hy het alles wat hy kan begeer en meer. Wat gaan jou boodskap aan hom wees? Hoe bereik jy daai ou vir die evangelie? Wat huidiglik deur jou onkunde is hy onbereikbaar vir jou. Ja. Maar wanneer jy die kundigheid aangeleer het, weet jy hoe om daai ou te deel. Die 8ste lesing kom Herman en hy sluit die kursus af met die 8ste lesing, sprei jou vlerke. Vertel vir ons daarvan. Chris, ek wil net een ding sê. As jy dink dis belangrik om gered te wees, is jy reg. Maar as jy dink dis die alfa en omega en dis waar dit stop, maak jy 'n fout. Want dit gaan nie net oor jou nie. Jy weet toe Jesus aarde toe gekom het hy nie net 12 disippels kom red nie. Hy het hulle kom oplei om hulle te kan uitstuur. Jy weet daar baie gekom en gegaan. Hy het op 'n stadium oor die 70 disippels gehad. Maar sy koor was 12. En toe hy opgevaar het hemel toe daai klompie by hom staan, toe sê hy vir hulle, julle ouetjies moet nou gaan en dit wat ek vir julle geleer, moet julle gaan disippels gaan maak. En nou disipel is niks anders as 'n student, iemand wat leer van 'n leermeester. Jesus het 'n praktiese patroon gegee van hoe om dit te doen. En hy het dit op hulle ingedruk oor 'n periode van 3,5 jaar en toe sê hy vir hulle, nou, dit wat ek vir julle geleer het, gaan en doen dit. Nou daai man wat ons, die doel van hierdie hele kursus is om mense tot bekering te bring, punt nommer 1. Punt nommer 2, die doel daarvan is om hulle op te lei om te gaan doen wat ek met hom gedoen het. En jy weet, as ons dink, ons kan maar net elke Sondag die kerkstoel gaan warm sit en ons moet net more or less okay lewe. Ek weet nie of ek die Bybel heeltemal so maklik sien as dit nie. Dit gaan 'n bietjie verder as dit. En as jy regtig geestelik wil groei, moet jy goed begin doen. Ek het werklik eers
die woord van God ernstig begin leer ken. En my verhouding met God het gegroei vandat ek in die bediening is. En as jy daai praktiese ervaring eers ondervind het, dan gaan jy nie wil stop nie. Maar kom luister, ek gaan vir julle vertel. En dis die afsluiting van die kursus, Sprei jou vlerke. En ek dink is 'n baie mooi lesing. Dis regtig, dis 'n liefdevolle, mooi, awesome lesing. En ek dink dis die beste afsluiting wat daar kan wees. Ek glo. Ons kuier op Bergsig Tabernakel se kampgronde, waar ons die kursus gaan aanbied. Herman bestuur ook die kampgronde hierso. En hy gaan vir ons meer vertel bietjie, hoe kom jy by die kampgronde uit? En wie moet hulle kontak? Wie moet gekontak word vir besprekings hier by die kampgronde? En jy gaan ook vir ons vertel, ons het gepraat oor die prys, en ja, hoe gaan ons hier uitkom? Vertel ons bietjie meer. Goed. Die kursus beloop R450 per persoon. Dit sluit in aandete Vrydag aand, jou akkommodasie. Ons gaan 'n brunch hou Saterdagoggend, ons gaan Saterdag aand lekker eet. Ons het Sondag ook weer 'n ontbyt. Alles ingesluit vir R450. Jy moet net jou eie beddegoed bring, want ten minste 'n duvet en 'n kussing as jy wil. Ons het gee vir jou 'n bed en 'n matras, die res is jou verantwoordelikheid. Natuurlik uit die aard van die saak jou tandeborsel en so aan. Bybel, pen, notaboek. Verskriklik belangrik. Okay, om hier by ons uit te kom. As jy van Pretoria af Hartbeespoort toe ry met Van der Hofweg, ons is amper presies tussen die twee. Kry jy die Kameeldrif afdraai waar jy regs draai van Pretoria se kant af, ry tot bo teen die berg. Jy gaan die aanwysings baie maklik vind. Daar staan 'n groot bord wat sê Bergsig Tabernakel woordbediening. Kom in, ons is hier so, ons wag vir julle. Sien die kontakbesonderhede, jy kan met my vrou Sonja praat en haar nommer is 072 804 2040. 072 804 2040. Sy wag om die besprekings te neem. Christ, ek dink dit is dit. Daar sê, en dan die 20ste tot die 22ste Maart. Jy het lank genoeg tyd, ouens, jy het lank genoeg tyd. Ons wil jou graag op hierdie kursus hê. En bespreek hy naweek voor die tyd, bespreek nou, bespreek vroegtydig. Dat jy seker maak, daar is nie teleurstelling vir jou, dat daar te min plek gaan wees nie. Daar is net soveel mense wat kan oorbly op die kampterrein. So, ons wil graag hê, jy moet daar wees. Bring 'n vriend, bring iemand saam. As jy nog nie bekeerd is nie, kom ook, want ek sê vir jou, as hierdie kursus klaar is, gaan jy jou bekeer. Absoluut. Hier's 'n doopbad ook, ons kan jou doop ook. Absoluut. Dan wil ek net vir jou weer sê, Dion Allers, ek het met Dion gesels, en Dion het gesê, hy gaan vir ons die lofsangbediening kom doen, so 'n bietjie lofsange kom doen, en ek sien uit daarna. Ek dink dit gaan 'n belewenis vir julle ouens wees. Vir my gaan dit lekker wees om weer die kursus aan te bied. Absoluut. Ons wil so ver moontlik, die kursus bied ons gratis aan. So die kursus se aanbied is gratis, maar die akkommodasie in die kampterrein kos geld. Ou kan nie by dit verbykom nie, ouens, dis 'n realiteit. Ons weet dit kos, dit kos geld om kos te koop. Dit kos geld om die elektrisiteit en die geysers en alles daar hardloop op die kampterrein. En dit alles in ag geneem, dink ek dis nog steeds 'n goeie prys. Onthou om so ietsie ekstra saam te bring. Jy kan Dion Allers, ek sal net seker maak en met hom bevestig dat hy 'n bietjie van sy musiek DVD's en CD's en goede saambring. En kom ondersteun hom in dit ook. Koop van sy CD's en DVD's. En dan wil ek vir julle sê baie dankie dat julle gekyk het. Ek hoop ons sien julle op die kamp, vir julle ouens wat kan. Groete en seën vir julle by die huis. Ere aan die Here in Jesus naam, dankie. Shalom. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolk